Jesus is in die woestyn. Dit is verseker nie 'n lekker plek om te wees nie. Dit is warm, droog en sanderig. In die nagte het dit sekerlik, soos gewoonlik in die woestyn gebeur, baie koud geword. Dit is dus 'n ongemaklike plek om te wees. Dan het Jesus boonop gevas, wat beteken dat hy honger was. Verder was daar ook nie ander mense saam met hom nie. Hy was dus alleen. En dit is wanneer die duiwel toeslaan en meer as een keer probeer om Jesus so ver te kry om sonde te doen. Hierdie gebeurtenis leer vir ons iets omtrent sy taktiek. Hy slaan toe wanneer hy weet dat hy heel moontlik die geveg gaan wen. Jesus was alleen op 'n plek waar dit nie so lekker was nie, en hy was honger. Het jy al agtergekom hoeveel keer dit juis is wanneer 'n mens jouself op 'n slegte plek bevind, dat die duiwel jou pad kruis? Dit gebeur ook wanneer jy alleen is, wanneer daar niemand is wat sien as jy besluit om aan sy versoeking toe te gee nie. Hy kom ook met sy slinkshede wanneer jy 'n behoefte het, wat God in jou geplaas het. Om honger te wees is 'n basiese behoefte van alle mense, maar die duiwel gebruik juis hierdie behoefte in een van sy versoekinge. Dink maar net terug oor jou lewe en jy sal sien hoeveel keer hy jou al so ver probeer kry het om nie op God te vertrou om te sorg nie, maar om self in jou behoeftes te probeer voorsien. Die duiwel het nie geskroom om die seun van God te versoek nie. Hy gaan ook nie terugsit en ons met rus laat nie. Net soos hy vir Jesus versoek het, versoek hy ons ook. Maar Jesus het nooit aan sy versoekinge toegegee nie. In Matteus 4 lees ons hoe hy telkens die woord gebruik het om die duiwel op sy plek te sit. Jesus het gedoen wat Jakobus 4 vers 7 ons leer om te doen. Hy het hom aan God onderwerp deur te erken God se woord is die waarheid. Hy het dit ook telkens vir die duiwel gesê. Hy het die woord gebruik om die duiwel te weerstaan en het nie ingegee vir sy versoekinge nie. En op die ou end het die duiwel van hom af weggegaan. Een ding wat ons verseker kan weet is dat die duiwel ons gaan versoek, solank as wat ons hier op aarde is. Hy kan enige geleentheid gebruik, maar hy sal vir al sy kans waarneem wanneer hy dink hy kan wen. Wanneer hy weer by jou kom met allerlei slim praatjies om jou so ver te probeer kry om teen God te sondig, onthou wat Jesus gedoen het. Gebruik die woord om jou te herinner aan die waarheid en die duiwel op sy plek te sit. Hou aan om teen te staan. As jy dit bly doen, sal hy van jou af wegvlug. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat Jesus vir my die voorbeeld is van wat ek moet doen wanneer die duiwel my versoek. Help my asseblief om hom teen te staan. Wys my watter waarhede in die woord ek teen hom moet gebruik om hom op sy plek te sit. Amen. Hierdie oordenking kom uit die Evangelie volgens Markus, 32 dagstukkies, wat een van die oordenkingsboeke in ons aanlyn winkel is. As jy op soek is na oordenkingsboek om in jou tyd met Jesus te gebruik, een wat jy sommer op jou foon kan lees, maak dan gerus 'n draai in die aanlyn winkel. Daar is 'n hele paar van die e-boeke beskikbaar. Die skakel na die winkel is in die beskrywingsblok hieronder. En as die oordenking iets vir jou beteken het, deel dit dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer boodskappe en wenke. Baie seën vir jou en mag die Here jou in tye van versoeking help om vas te staan en sy woord as wapen te gebruik, totdat die duiwel van jou af wegvlug.